Lekker om weer vir julle te sien, en ek vertrou en ek hoop en ek glo dat dit goed met julle gaan, en ons verwagting is dat dit ook vanoggend vir ons, soos al die kere as ons so saam kan kom rondom die woord van die Here, vir ons iets besonders sal wees, en dat ons die Here se teenwoordigheid op 'n manier hier sal ervaar, dat hy ook deur sy woord sal kom, of ons 'n woord te kom gee, of ons hoop te kom gee, wat ons ook deel van ons lewens kan maak, en wat vir ons soos 'n vuurkolom en 'n wolkkolom kan wees op die pad wat ons vorentoe moet gaan. So baie welkom aan elkeen van julle. Vriende, as ons begin vanoggend, dan wil ek graag vir ons begin met 'n lofgedeelte wat aansluit by ons teksgedeelte van vanoggend. En dit is Psalm 105, 'n pragtige lofgedeelte. Psalm 105 vers 1 tot 6 en vers 37 tot 45, wat sê, loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel al sy magtige dade, roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle nageslag van Abraham, sy dienaars, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het, ontelbaar onder die volke. Toe het hy sy volk uitgelei, belaai met silwer en goud, en geen een van die stamme het iemand tekort gekom nie. Die Egiptenare was bly dat hulle vertrek het, want hulle was skrikbevange oor die Israeliete. Die Here het 'n wolk uitgesprei as beskutting oor hulle, en 'n vuur gegee om lig te maak in die nag. Toe hulle kos vra, het hy hulle kwartels laat kom en sy volk met brood uit die hemel uit versadig. Hy het 'n rots oopgebreek en daar het water uitgekom, wat soos 'n rivier deur die dorre gebied gevloei het. Ja, hy het sy heilige belofte aan sy dienaar Abraham gestand gedoen, en sy volk juigend, sy uitverkorenes jubelend laat voortrek. Vir hulle het hy die heidenisse lande gegee, wat deur ander volke met moeite verkry is, het hulle in besit geneem. Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam en sy wil doen. Prys die Here. Liewe vriende, kom ons prys ook die Here vanoggend met 'n loflied, en die loflied wat ons saam sing is lied 306.
gedoen, word dit aan die einde gedoen. Aan die einde, baie dankie. Baie dankie vir ons voorsangers vanoggend, wat vir ons begelei het en gehelp het om ook lekker saam te sing. Vriende, ons teksgedeelte van vanoggend kom uit Eksodus uit. Eksodus 16 vers 2 tot 18. En dis 'n baie bekende gedeelte. Ons onthou dit nog, die van ons wat nog op skool Bybelkunde gehad het. Ons het ons nog so Bybelgodsdienst wat so 'n vak gehad het. Ons was gelukkig om die geskiedenis van die volk Israel om baie goed bekend te wees met daardie geskiedenis as gevolg van ons skool daar. Nou, u sal hierdie geskiedenis onthou van Israel in die woestyn. Maar voor ons saam bid, kom ons word vir 'n paar oomblikke stil. Here, U is hier vanoggend, te midde van soveel dinge wat dalk vir ons besig hou en te midde van soveel dinge wat dalk ons aandag aftrek. Te midde van soveel emosies wat ons dalk het oor een of ander ding wat vir ons pla, een of ander ding waaroor ons bekommerd is, een of ander ding wat ons laat wanhoop en vir ons onseker maak. Here, U is hier vanoggend. En ons aandag kan nie afgelei word van soveel dinge, soveel stemme en soveel geluide en soveel geraas rondom ons nie. U is hier vanoggend. U is in die grootheid, is U teenwoordig. En ons Here is ook hier. Ons is hier om saam met U hier te wees, U wat ons hier by mekaar geroep het. Ons is hier vanoggend, Here, om 'n woord van U te verneem. 'n Woord, Here, wat vir ons sal verander, 'n woord wat sal werk soos 'n tweesnydende swaard, 'n woord wat sal werk soos 'n hamer wat die hardste rots kan vermurwe en fyn maak. 'n Woord met soveel beloftes wat nie leeg sal terugkeer nie. Maar ons is ook hier saam vanoggend as 'n klein gemeentetjie. Ons is hier, Here, nie net om na U woord te luister nie, as 'n gemeente nie, maar ook, Here, om te vra wat U wil ook is met ons as gemeente. Daarom, Here, kom nou deur hierdie ou verhaal. Kom maak dit nuut hier in ons midde en gebruik U die woord, sodat dit 'n woord sal wees van verandering en vernuwing, 'n woord wat diep insny, 'n woord wat rigting gee, 'n woord wat hoop gee. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Liewe vriende, ek lees dan vir u vanaf vers 1. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was op die 15de van die 2de maand, nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot hier in die woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën, en dan moet die volk elke dag
en die dag se voorraad optel. En so sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei vir wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. En toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete, vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het. En môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset, dat julle teen ons verset, is niks nie. Verder het Moses gesê, as die Here vanaand vir julle vleis gee, en môreoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef, hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle verset het. En Moses het toe vir Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. En nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe. En toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. En die Here sê toe vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. En die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. En toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit nie? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit by mekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop. Elkeen vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie. En toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het die met baie nie te veel nie, en die met 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte by mekaar gemaak. Tot sover. Baie interessante verhaal van die Here se sorg daar in die woestyn. Liewe vriende, vandag luister ons na hierdie verhaal. Ons luister na hierdie verhaal van Israel in die woestyn. En in 'n sekere opsig was hierdie verhaal nie vir Israel net 'n fisiese woestyn waarin hulle was nie. Maar dit was ook iets anders gewees. Dit was ook 'n woestyn waarin hulle self en in hulle lewe, hulle diepste binneste, hulle verhouding met die Here, hulle bekommernisse, hulle twyfel, hulle onsekerheid ook bevind het. Miskien vind ons ook weerklank of aanklank vanoggend by hierdie verhaal. Ook by die woestyn van ons eie lewe of die woestyne van ons eie lewens wat ons baie keer ervaar. Ons lees in hierdie gedeelte dat Israel maar nog net 2 maande uit Egipte is. En daar in Egipte het hulle die magtige werke van die Here het hulle gesien. Op die pad tot hier toe het daar allerlei dinge gebeur. Die Rooi See het oopgeskeur en hulle kon droogvoets kon hulle deurloop. Hulle kon die bitter water by Mara proe wat soet geword het. Hulle kon rus by Elim se fonteine. Maar toe is dit asof ander dinge meer in 'n groter realiteit vir hulle word. Toe hulle honger word, toe verander alles. Toe vergeet hulle alles. Toe word alles
'n woestyn waarin hulle is. Hulle kerm en hulle kla en hulle verlang terug na Egipte. Maar tog juist daar in die woestyn, in die droogheid en in die barheid van die woestyn, in die niks van die woestyn, kom die volk Israel tot 'n ongelooflike ontdekking. Kom hulle tot die ontdekking, maar God is ook daar. God en sy sorg is ook daar, waar dit lyk asof daar niks is nie. Asof daar geen hoop is nie, asof daar geen moontlikhede is nie. Ook daar waar dit vir hulle voel asof hulle miskien gaan omkom. Asof hulle aan die natuur en wat ook al, aan die wildernis en die elemente uitgelewer is. Ook daar ontdek hulle, maar God is daar in sy sorg, in sy omgee, in sy liefde. Dis asof Israel tot op hierdie stadium net een beeld van God gehad het, as hy die wondermaker, as die God wat daar is, wat net wonderwerke veroorsaak, wat 'n rooi see kan oopskeur, wat 'n rots kan uit water laat vloei, wat 'n bitter fontein kan soet maak. Dis asof hulle net hierdie beeld van God gehad het. En dan kom die realiteit van die woestyn. En hulle sien, maar daar is ook 'n ander kant van God om te ontdek. Daar is ook 'n God wat nie net in die mooi weersdae daar is nie. Maar daar is 'n God wat sorg as dinge teen ons begin tel. As die witte brood van die wonderlike trek uit Egipte en die wonder wat daarom gebeur het, as dit eers verby is, dan moet hulle ontdek. Dis miskien dalk die tweede bevryding. Die eerste een is uit Egipte. Maar hulle moes ook bevry word van hulle idee rondom God. Dat God ook in onweersdae daar is. Want juis in die woestyn moes hulle ontdek, in die droogheid, in die niksheid, die hopeloosheid, daar is God se sorg. En God oordeel hulle nie, hy verwyd hulle nie, sy toorn ontvlam nie teenoor hulle nie, maar hy wys vir hulle sy liefde en sy omgee, in manna en kwartels. Hy wys eintlik vir hulle sy heerlikheid, in die wolkkolom en in die vuurkolom, die heerlikheid van sy teenwoordigheid, op 'n manier in die woestyn, soos hulle hom nog nooit gesien het. Liewe vriende, as ons gaan kyk na hierdie teksgedeelte, dan lyk dit vir my, daar is 3 dinge wat uitstaan. Die eerste ene is dat God sorg vir ons in sy koningskap. Die feit dat God koning is, dat hy regeer, beteken ook dat hy sorg en dat hy omgee. Die tweede ding die tweede saak wat ek dink uit hierdie gedeelte na vore kom is, dat disippelskap beteken om vir God te leer te vertrou, om hom te vertrou, om hom gehoorsaam te wees, om hom te vat op sy woord. En dan die derde ding wat ons leer hier, is dat die woestyn, kom ons gebruik ook vanoggend die woestyn as 'n metafoor van 'n ruimte, van 'n plek, waar dinge teen ons stel, waar dinge nie vir ons gaan nie, waar ons die wind van voor kry, waar ons swaar kry, waar ons twyfel en waar ons wanhoop, dat God gebruik sulke ruimtes om ook vir ons te vorm in ons geloof. Hy gebruik ook woestyne dat ons hom op 'n ander manier kan leer ken en kan sien en kan weet. Maar 'n woestyn stel nie beperkings of grense
aan die God wat vir ons lief is, aan die God wat vir ons omgee, en die God wat met ons 'n pad wil loop nie. Daar's geen grense aan sy teenwoordigheid en sy sorg in ons lewens nie. En dan kom die woorde van Romeine 8, die laaste paar verse by ons op. Niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Nie dood, nie swaard, nie wanhoop, nie honger of wat ook al nie. God se koningskap word sigbaar deur sy sorg. Ons hoor hoe die volk kla in hierdie gedeelte. Ag, was ons maar in Egipte gewees. Was ons maar dood. Was die Here eintlik maar eerder genadig en het ons daar laat omkom. Want daar was ten minste potte vol vleis. Hulle onthou net die kos. Maar hulle vergeet van die kettinge. Hulle vergeet dat hulle slawe was. Hulle onthou die potte, maar hulle vergeet die sweep, die mishandeling, die moeilike omstandighede waaronder hulle moes werk. Hulle vergeet die nimmer eindigende taak op taak wat hulle ondankbaar moes uitvoer. God kon sy rug op hierdie stadium op hulle gedraai het. Hy kon gesê het, maar het verwytend gevra het, maar hoe kon julle so vinnig vergeet? Maar hy doen dit nie. Wat doen hy? Hy wys sy koningskap op die manier dat hy vir hulle brood uit die hemel uitgee, dat hy vir hulle kwartels gee om te eet, en hy wys sy heerlikheid in die wolk en in die vuur. En dan, vriende, dan word daar die leegheid, daar die ruimte van wanhoop, die barheid en die niks van die woestyn, die hopeloosheid, die toekomsloosheid van die woestyn, dit word gevul eensklaps en dit word tot barstens toe vol 'n ruimte van God se teenwoordigheid. Walter Brueggemann herinner ons, in Egipte was daar 'n ekonomie van skaarste. Daar was altyd nog eise geweest. Daar was altyd die gesoeg en gesweet. Daar was die swaar kry. Maar in die woestyn leer God 'n nuwe ritme vir hulle. In die woestyn kry ons 'n totaal en ander ekonomie. Want ons lees in vers 18, die een wat baie versamel het nie te veel gehad nie. En die een wat min versamel het nie te min gehad nie. Ons leer hier dat daar 'n ekonomie van genoegsaamheid is in die woestyn. Elkeen het genoeg gehad. Dis nie 'n kwessie van iemand het niks gehad en iemand het te veel gehad nie. Maar elkeen het genoeg gehad. Want by God is daar nie 'n skaarsheid nie, vriende. By God is daar genoeg. Want hy is die koning wat sorg. Die tweede punt wat ons hier leer is dat disippelskap vra vertroue en gehoorsaamheid. Want die manne aan die kwartels was 'n gawe gewees, maar ook 'n toets. Hulle mag net genoeg vir die dag opgetel het. Niks opgegaar het nie. Geen vashou en ophoop vir môre nie. Want dis nie vertroue nie. Dit gaan nie oor net vertroue. Net vertroue op God. Dis wat disippelskap beteken. Maar party het nie geluister nie en die manne het sleg geword. Want ons wil so graag seker wees van alles. Ons wil ons planne maak. En ons wil stoorkamers bou. Ons wil ons toekoms, wil ons self vaspen. Sonder God. Sonder om God te vertrou. Maar as Jesus ons leer bid, vriende, dan leer hy ons bid in die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood.
Dit is disippelskap. Ontvang vandag wat jy nodig het. Genoeg vir vandag sal daar wees. Môre weer. Môre se vandag se brood sal genoeg wees vir môre. Gemeente, dink net 'n bietjie hoeveel van ons het spanning, hoeveel van ons rol rond en hoeveel van ons twyfel en kom twyfel juist daarvan dat ons môre se manna kwartels vandag al probeer bære en wil ophoop. Maar disippelskap is om te leef uit God se sorg. Een dag op 'n slag. Die woestyn is eintlik 'n ongelooflike plek as ons gaan kyk in die Bybel. As ons al die verhale wat te doen het met die woestyn aan mekaar gaan ryg, klompie hoofstukke daaroor gaan skryf, dan sien ons die woestyn op 'n ander manier. Vir ons is die prentjie van 'n woestyn hierdie ongelooflike klomp sand en droë bome dalk hier en daar, geen water, geen eintlik diere op die oog af nie. Ons sien die woestyn in hierdie wat noem hulle dit, mirages, hierdie ligspieelings, is plekke waar daar belofte dalk is van water, maar eintlik is daar niks. Ons het nie baie goeie idees of gedagtes rondom woestyne nie. Maar in die Bybel, soos die Bybel omgang met die woestyn, is daar iets anderste aan 'n woestyn. En daarmee kom ook 'n ander boodskap saam oor woestyne. En kan ons ook die metafoor gebruik om te sê, maar dit hoef nie net 'n fisiese woestyn te wees nie. Want ook in ons lewens ervaar ons partykeer woestynomstandighede. Maar een van die bekende Suid-Afrikaanse teoloog, Connie Burger, skryf pragtig oor woestyn. En hy sê as ons gaan kyk na die Bybel, en as daar veral 3 dinge wat uitstaan van woestyne en hoe woestyn, die tema rondom woestyn en baie van die verhale in die Bybel plaasvind en funksioneer. Hy sê in die eerste plek is woestyn 'n plek van stroping. Woestyne het die geneigtheid om my te kom stroop van my sekerhede, van die planne wat ek maak, van al die krukke in die lewe waarop ek so valslik vertrou. Die woestyn het 'n manier om daai goeders te kom wegvat en vir my die realiteit in die oë te laat staar. 'n Woestyn het eintlik die manier om te sien hoe kaal ek eintlik is. Van al my pretensies en al my goed. Hy sê 'n tweede ding van 'n woestyn wat belangrik is die element van waarheid. Jy word gekonfronteer met jou twyfel, maar jy hoor ook in die woestyn, jy ervaar ook in die woestyn die waarheid van God se sorg. Jy twyfel oor sy sorg,